Die Amerikaanse regering se minister van buitelandse sake, Marco Rubio, het onlangs aangekondig dat hy van plan is om die visums van regeringsamptenare van Brasilië, lande in Afrika en die Karibiese eilande wat Kubaanse dokters in hulle lande toelaat, te herroep. Volgens die Amerikaanse regering beskou hy die program as dwangarbeid, aangesien die Kubaanse regering blykbaar 'n groot deel van die dokters se salarisse as ook hulle paspoorte hou. Vir meer hieroor praat ek met Philip van Staden, Vryheidsfront Plus LP en hoofwoordvoerder van gesondheid. Goeiemôre Philip. Goeiemôre Estie en goeiemôre aan die luisteraars. Ek weet dat die Vryheidsfront Plus hulle reeds in 2021 uitgelaat het oor die Kubaanse dokters in Suid-Afrika. Wat is die verstandhouding tussen Suid-Afrika en Kuba? Kom ek sê vir jou Estie, ek het in 2021 het minister Joe Pag, kom ek gaan 'n bietjie terug. 2020 het ek in die portefeulje komitee van gesondheid gevra waarom het ons hierdie Kubaanse opleidingsprogram vir mediese studente tussen Suid-Afrika en Kuba. En die minister op daardie stadium, Dr. Zweli Mkhize, se antwoord aan my was omrede die universiteite se toelatingsvereistes aan hierdie kant vir sekere studente te hoog is en daarom dat hulle hierdie program geskep het. Nou is 'n bietjie agtergrond in terme van die verstandhouding tussen Suid-Afrika en Kuba. Die program is in 1997 geloods. En gedurende 2021 was daar totaal van 3762 studente wat die program voorgewerf is. Dus teen die einde van 2022 het slegs 2023 studente hierdie program klaargemaak, maar dit is nie nou die groot ding. Die groot ding gaan daaroor die koste wat die belastingbetaler in Suid-Afrika op daardie stadium spandeer het. Nou jy moet onthou die koste hang af van die rand-dollar wisselkoers wanneer oorplasings en betalings gemaak word. Daar is twee programme, daar is 'n beursprogram en daar is 'n uitgebreide opleidingsprogram. Op daardie stadium van die beursprogram het die Suid-Afrikaanse regering vir 'n voorbereidende student $2000 per student betaal vir 1 jaar. Vir eerste jaar tot 5de jaar studente $5000, dis nou $50 per student per jaar. Dan is daar toelaas wat aan elke student toegeken was per jaar van $2400. En dan was daar natuurlik addisionele koste wat vlug-retourkaartjies ingesluit het gedurende die 6 jaar. En dan addisionele vlugkaartjies in geval 'n mediese student se familie afsterf hier op die tuisfront. Die beursprogram word gefinansier deur beide regerings. En op daardie stadium in die periode van 97 tot 2011 was daar 856 studente gewerf vir hierdie program. Wat die uitgebreide opleidingsprogram betref, nou gaan die kostes is natuurlik baie hoër. Net om vir die mense idee te gee wat die regering spandeer aan hierdie tipe van goed. Vir 'n voorbereidende student se klasgeld was $6000 per jaar gewees. Eerste tot tweede jaar studente $12500 per jaar, tot derde jaar tot vierde jaar studente $11000 per jaar en dan vyfde jaar studente $13000 per jaar. Op daardie stadium vanaf 2016 tot 2020 was 15 studente gewerf hiervoor en in die tydperk van 2012 tot 2015 was 2891 studente gewerf hiervoor. Maar dan moet jy ook in gedagte hou, die Kubaanse opleiding is nie so goed soos Suid-Afrikaanse nie. So die studente wat oorgaan soontoe deur hierdie mediese opleidingsprogram, hierdie beursprogram en hierdie uitgebreide opleidingsprogram, as hulle daar klaar is, moet hulle dan weer terugkom om verdere opleiding by ons universiteite te ondergaan, wat geonderteken is deur die Suid-Afrikaanse regering met ons universiteite hier in Suid-Afrika. Dit is 'n ooreenkoms en daai opleiding word dan gedoen vir 'n verdere 18 maande. Dis natuurlik 3 semesters. Die skokkendste was tussen Julie 21 en Junie 22 was 'n bedrag van R260,000 spandeer aan hierdie studente om hulle verder op te lei. Dis waarom die VF+ daai tyd al gesê het, maar hierdie program is nie volhoubaar en dit is nie finansiëel volhoubaar nie en dit is 'n vermors van die Suid-Afrikaanse belastingbetaler se geld. Goed, ons het nou gekyk na die belasting en die kwaliteit van opleiding gegee hierdie program, Philip. 'n Ander punt wat ons by moet gaan stil staan, is die Amerikaanse regering wat hierdie program beskou as dwangarbeid, aangesien die Kubaanse regering blykbaar 'n groot deel van die dokters se salarisse as ook hulle paspoorte hou. Jou reaksie hierop?
Korrek, nee, dit is 100% korrek. Die Amerikaanse regering by monde van hulle minister van buitelandse sake, meneer Marco Rubio, is nie verkeerd as hulle hierdie optrede van stapel laat stuur nie. Die feite is waar wat hulle uitgereik het. Dit was so in ons deurgegee ook in die portefeulje komitee gedurende daardie tydperk. Jy weet, is die wat vir my snaaks is, die ANC was vinnig geweest om die FSA regering te kritiseer toe hulle hierdie aankondiging verlede Vrydag gemaak het, maar hulle vergeet hulle verbintenis met Cuba en die menseregte skendings wat daar plaasvind, en dit word nie deur die ANC gekritiseer nie. Om dokters se salarisse te hou. Ons moet onthou, die tydskrif Time het in 2018 ook berig dat hierdie program die Kubaanse staatskas aangevul het met ongeveer 210 miljard rand in Suid-Afrikaanse geldwaarde per jaar. Dit terwyl dokters self op daardie stadium glo net tussen 10 en 25% van hulle salarisse ontvang het. Nou wat is 'n groter menseregte skending as dit? So die Kubaanse regering, wat hulle dan nou basies doen, hulle gebruik hulle dokters om hulle uit te voer en om hulle staatskas aan te vul. Jy moet onthou, Cuba, party mense sê nou Cuba het 'n baie goeie, en die ANC sê dit ook, het 'n baie goeie, hoe kan ek sê, hospitale en klinieke in Cuba, veral die klinieke. Maar ons moet onthou, die Kubaanse regering stort omtrent 80% van sy jaarlikse begroting net in gesondheid in. En maar vir die Suid-Afrikaanse standaarde is dit nie volhoubaar nie. Ons het al gesien van baie mediese probleme wat ontstaan het in ons staatshospitale wat deur die Kubaanse dokters veroorsaak is, en dit het 'n groot kopseere veroorsaak. Ek moet ook net byvoeg, ons het 2021 in die parlement ook die regering gemaan om die opleiding van hierdie mediese studente in Cuba te staak. En dit het gevolg dat die ANC-regering en departement van gesondheid op daardie stadium nie daarin kon slaag om 500 mediese studente vanaf Cuba na Suid-Afrika laat terugkeer nie. Jy sal onthou, daar was 'n groot gemors daar gewees. Die ANC het die departement vir die studente in die vreemde wees gelaat en ook versuim om vir hulle etlike maande die studente se toelaas per maand aan hulle te betaal, wat hulle sonder kos en water gelaat het. En ons as Vryheidsfront Plus se standpunt op daardie stadium was dat die ANC-regering nie meer in staat was om die program te finansier nie, en dat dit 'n nutlose uitgawe was wat in die Kubaanse regering te betaal was. En ons is tot vandag toe nog van mening dat die invoer van Kubaanse dokters in die mediese opleidingsprogramme vermorsing is van belastingbetalers se geld, en dat dit eerder aangewend kan word vir bestaande mediese opleidingsprogramme wat deur ons eie universiteite aangebied word. So dis die Amerikaanse regering se feite hieroor is 100% korrek. Hulle is nie verkeerd nie, en daarom dat ons ook sê maar die program moet onmiddellik gestaak word. Philip, ons tyd is ongelukkig beperk, maar die groot vraag hier is, wie baat op die einde hierby? Die Kubaanse dokters baat nie hierby nie. Suid-Afrika baat nie hierby nie. Wie baat by hierdie program? Ek wil die uitgangspunt gebruik om te sê, al wie by baat is die Kubaanse regering, want dit vul hulle staatskas aan, en dit maak dat hulle tekortkominge wat hulle het in hulle begroting deur hierdeur aangevul word. So nee, die Suid-Afrikaanse publiek baat nie by nie, die belastingbetaler baat nie by nie, die pasiënte in ons staats- en provinsiale hospitale baat nie by nie. Jy weet, soos jy self weet, ek besoek baie provinsiale en staatshospitale, en ek kom gereeld op van hierdie dokters af. En jy kan sommer dadelik agterkom as jy vir hom vra, dan kan hy nie lekker verstaan wat jy sê, en hy kan jou ook nie lekker antwoord nie. Nou dis die probleem met ons pasiënte ook. So hoe diagnoseer 'n Kubaanse dokter wat nie enige van Suid-Afrika se landstale kan verstaan nie, 'n pasiënt, hoe word 'n operasie uitgevoer en hoe behandel hy daai pasiënt? En dit is problematies. Daarom dat ons sê dit kan nie so aangaan nie. Die VF+ gaan weer eens daarop aandring dat die regering van nasionale eenheid die agterloosigheid en wanbesteding van die ANC-regering in die bek ruk, en dat die Kubaanse mediese programme dadelik gestaak moet word. Dit is dan Philip van Staden met wie ons gepraat het, Vryheidsfront Plus LP en hoofwoordvoerder van gesondheid. Jy luister na Impak, jou nuus- en aktualiteitsprogram. Elke weekmiddag tussen 1 en 2 op Pretoria FM.